Hoi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is, Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons redder, ons Here. Die een wat vir ons die ewige lewe kom gee het. Al wat ons moet doen, is om hom te aanvaar as ons verlosser. Vriende, wat 'n voorreg is dit nie weer, om iets uit Vader se woord uit te kan lees nie. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit goed en geseënd en wel. Vriende, ek dink, ons almal is baie bekend, om jouself in 'n tronk te sit. Om jou eie mure om jou te bou. Sodat niemand kan in nie en jy kan ook nie uit nie. Ek dink ook so daaraan dat jy ook nie iemand anders wil vergewe nie. Jy sien vriende, soms loop 'n mens jare lank met 'n wrok teenoor iemand rond. En is so in hulle eie ongelukkige tronk self vasgevang. Ek dink jy sit al so lank daar dat jy self nie eers weet meer of kan onthou meer waaroor jy so kwaad was nie. Ja, en baie keer weet die ander persoon nie eers dat jy 'n wrok gekoester het nie. Vriende, jy sien, destyds was dit aanvaarde normaal dat jy iemand tot 3 keer kan vergewe. Maar as hy 'n 4de keer teen jou probeer oortree het, dan hoef jy hom nie te vergewe nie. Maar jy sien, ons lees in Matteus 18 vers 21, waar ons Here Jesus altyd die wysste, die mooiste, die sagste antwoorde aan mens kon gegee het. Ek lees vir ons, daarna het Petrus na Jesus toegekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Dit is dan ongelooflik baie. Nou vriende, nou sit ek so by myself en wonder, hoekom het Jesus nou regtig gebruik die 70 maal 7? Hoekom so baie? Is dit dalk omdat Here Jesus geweet het hoeveel keer ons gaan sondig op 'n dag? Is dit dalk 'n voorbeeld wat hy vir ons kom stel het om vir ons te wys, hoor hierso, ek gaan jou soveel keer vergewe 'n dag. Ek weet jy gaan soveel keer 'n fout maak per dag. En sê Jesus nie altyd ook ons moet sy voorbeeld volg nie. Wys jou net hoe wys Jesus al klaar reeds daai tyd vir ons die wyse antwoorde gegee het. Hy het geweet ons as mens is sondaars. Van nature is ons nog sondaars. Ons is in hierdie sondige wêreld nog. En daardeur kom wys Jesus vir ons dat hy, hoeveel keer hy ons eintlik op 'n dag vergewe. Ja vriende, nou kan 'n mens by jouself dink, Pieter was nogal baie vergewig met sy gewilligheid om iemand 7 keer te vergewe. Maar soos ek vir ons gelees het, sê Jesus nee, 70 maal 7 keer. So as jy dit optel, dan kom 'n mens uit by 490 keer. Nou wonder jy by jouself, is dit nou die nuwe normaal? Maar soos ek nou gesê het, Jesus het geweet hoeveel keer ons gaan sondig. So ek dink, hy het nogal die maatstaf hoog gelig. Maar ek dink ook daarbey het hy bedoel dat ons altyd gewillig moet wees om te vergewe. Daar moet eintlik nie 'n syfer daaraan of 'n nommer daaraan gekoppel wees nie. Ons moet altyd bereid wees om te vergewe, die minste te wees om te vergewe. Jy sien, dit beteken nie dat jy alles dadelik vergeet wat iemand aan jou gedoen het nie. Of die gevolglike trauma in jou lewe sommer gou oorwin nie. Maar dit behels die begin van 'n proses van emosionele genesing. Dis daardie begin wat jy jouself, jou eie tronkdeure weer afbreek, jou eie mure weer deurbreek. Maar ek glo ook, as ons die Vader vra, dan kan hy vir ons ook maak soos hy met Jerigo se mure gemaak het. En ons weet almal dat daai mure nie net omgeval het nie. Daai mure het in die aarde weggesink. En ek dink net so kan ons hemelse Vader ook daai tronkmure wat ons self oprig, vir ons net so in die aarde in verskuif. En vriende, vergifnis beteken om iemand sy of haar skuld kwyt te skel, dadelik. Daar word nie gesê jy moet vergewe mits ander persoon berou toon nie, of iemand wat jou te nagekom het berou toon of nie, is nie belangrik nie. Die eis wat Jesus stel, is dat jy moet vergewe. Wanneer jy dit doen, sluit jy die deure van jou
gemaakte tronk oop en ervaar jy self bevrediging. Jy sien vriende, jy kan vandag nog uit jou tronk van wrokke bevry word. Die sleutels is in jou eie hand. En soos ek gesê het, as jy dink daardie mure het al te sterk en te stewig gestaan, dat jy dit nie kan afbreek nie. Ons hemelse Vader kan dit doen. Onthou net, niks is vir ons God onmoontlik nie. Niks. En dan weet julle, as ons so vry gespreek het, en dan natuurlik spreek Vader ons ook vry. En weet julle, dit is so belangrik om mense te vergewe. Want ons lees ook in die woord, waar hulle vir ons sê, as jy iets teen jou broer het, en jy wil jou offer na die Vader toe bring, los jou offer daar by die deur, draai om, gaan terug, gaan vergewe hom of haar, en dan kom doen jy jou offer, dan bring jy jou offer. Dis net soos jou sonde, as jy nie jou sonde vergewe nie, God gaan jou ook nie vergewe nie, en weet jy, wat sy hartseer daarvan is, Vader gaan nie eers na jou gebed luister nie, want hy gee dan vir jou opdrag, voordat hy na jou gebed gaan luister, moet jy eers gaan regmaak, en dan sal hy na jou gebed luister. Ek glo nie, dit is te veel gevra van ons hemelse Vader nie. En dan aanvaar sy uitnodiging. Julle weet almal dan, dit is daarom baie lekker om saam met ander mense by 'n huweliksfees fees te vier. Natuurlik afgesien van al die lekker kos en die eet en al die goeders. Gesels hy ook altyd so lekker met die mense en ou bekendes en familie gesels jy weer mee wat jy lanklaas gesien het. Jy loop hulle weer raak. Sien vriende, dit gaan so hand in hand en ook om te vergewe, om weer terug te kom in Vader se wil. Jy sien, Jesus gebruik die beeld van 'n bruiloftfees om sy volgelinge te help verstaan hoe die koninkryk van God gaan. Jy sien, die uitnodiging na 'n koningsseun se troue sal sekerlik deur elkeen aangegryp word. Ons koning se seun gaan trou. Wie wil daardie bruilof misloop? As ons hemelse Vader self die tafel voorberei. Ek weet nie van julle nie vriende, maar daai is nou een fees wat ek in my lewe nooit wil misloop nie. Ons sien vriende, die genooides het egter met allerlei verskonings voor in dag gekom. Ons onthou mos daai verhaal. Ek het 'n veld gekoop, hy het eers die veldploeg, hy het osse gekoop, hy moet eers sy osse gaan uittoets, hierdie een het getrou, so hy moet eers by sy vrou wees. Dit was al baie teleurstellend geweest vir daardie koning. En nou, ons almal is bekend met daardie verhaal. Baie teleurgesteld en baie kwaad, en daai koning toe mos vir sy slaaf gesê, om uit te gaan en almal wat in die samelewing nie uitgenooi is nie, uit te nooi. Al die mense wat arm is, almal wat siek is. En weet julle wat maak hulle? Hulle aanvaar daai uitnodiging one shot. Klaar. Yes. Jy sien vriende, die koninkryk van God is 'n saak van groot vreugde en feesviering. Jy kan egter hierdie fees misloop, al het jy sy uitnodiging ontvang. Dit is nie genoeg om maar net te weet dat jy uitgenooi is nie. Jy moet ook van jou kant af die uitnodiging onvoorwaardelik aanvaar. Onthou, soos wat ons uitnodiging gekry het, ons altyd, dan moet jy RSVP. Presies dieselfde hier. God het vir jou uitnodiging gegee. Wel, jy moet dit aanvaar. Jy moet jou naam daarop sit. Yes, ek sal daar wees. Ons lees so in Matteus 22 vers 1. Jesus het weer 'n gelykenis met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die koning wat vir sy seun 'n bruiloftfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Sien vriende, net soos ons, as jy nie RSVP nie, ons elkeen het 'n uitnodiging, maar as jy nie RSVP nie, gaan jy nie daar uitkom nie. As jy nie mense vergewe nie, gaan jy nie daar uitkom nie. Jy moet absoluut jou lewe in Jesus se hande los. Sien vriende, in Jesus se tyd was daar ongelukkige mense wat gedink het, hulle eie belang is van meer betekenis as
om God se uitnodiging te aanvaar. Wat van jou en my? Kom ons maak vandag seker dat ons godsdienstige ywer om Jesus draai en nie selferkenning te geniet nie. Met Jesus in die middelpunt van jou lewe, met ons almal se, sal dit vir ons geen probleem wees om sy uitnodiging van algehele oorgawe te aanvaar nie. Jy kan seker wees dat jy ook by God se feesmaal sal aansit. Wat gaan jy op sy uitnodiging antwoord? En nie net wat gaan jy antwoord nie, wanneer gaan jy antwoord? Ons weet nie wanneer dit laat gaan wees nie. O allerheilig almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God Vader, baie dankie dat U vir ons elkeen 'n spesiale plek by U feesmaal regmaak. Here, dankie dat ons elkeen 'n uitnodiging het. Vader, help ons om seker te maak dat ons RSVP, dat ons plekke bespreek, ja Here, en dat ons seker maak ons aanvaar daardie uitnodiging, dat ons sitplek vir ons gehou sal word. Heilige God, dankie dat ons kan uitsien na die grootste maal, die grootste fees ooit. Vader, ek aanvaar U uitnodiging met my hele hart, met my hele siel, met al my krag, my hele verstand. En ek glo ook so al my broers en susters wat hier sal my bid. En ek dank U daarvoor, my God, in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons gaan troue toe. My naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. As jy enige bemoediging of gebed nog verder nodig het, skakel my gerus op 083-232-2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam julle elkeen wees. Shalom, ek sien julle by die grootste fees wat kom.